soos 'n walsboot na strome in die droogte van die tyd. So roep my siel in stille drome na die bron van ewigheid. My hart is leeg, my gees is dors. Ek vind rus net in uw woord. Laat uw teenwoordigheid my omvou. O Heer my God, my toevlugsoord. Smag na u, o Heer, ek wag met arms omhoog in die nag. Die liefde is my lewenslied. My siel roep uit, vergeet my nie. O Heiland, wees my naby nou. Soos reën wat op my doorland val. Ek smag na u, ek smag na u, o Heer. Nou sê goeiemôre julle. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van ons God en Vader wat groot en almagtig is. En ek groet julle in die wonderlike naam van sy seun Jesus Christus wat ook vir ons die pad oopgemaak het dat ek en jy hom kan volg met die hulp van sy Heilige Gees wat saam met my en jou leef en wat saam met my en jou beweeg en wat graag wil hê ons moet na hom luister. Is Bertus Meiberg hier van Egos van Ewigheid. En ek het die groot voorreg om deel te kan wees van 'n radiostasie hierso in die hartjie van die Waterberge, Mogopong Community FM. En ons lese is Broadcasting Together, Growing Forever. En ja, dis my eerste keer weer in 'n lang tyd dat ek bietjie op YouTube kon gesels met julle. En ek glo en vertrou die Here het vir ons 'n mooi woord en ek het baie geleer toe ek nou hierdie woord voorberei het en dit wat die Here vir my kom gee het. En my hart, my lese wat ek glo wat die Here altyd vir ons wil kom gee is dat dis my hartsbegeerte dat die Here ewigheidswaarde by my en jou se lewens kan kom toevoeg. Het help nie ek en jy hoor iets en dan hierso 2-3 dae daarna dan vergeet ons dit weer nie. Ek meen dat jy nou na 'n preek geluister Sondag en dan as jy in die kar klim en vra jou pa vir jou wat het die dominee gepreek en tog jy flip nee, ek kan nie onthou nie. En dis nie wat ons soek nie. Niks in die kerke nie, maar die Here, ek wil graag hê dat jy iets vandag kan hoor wat die Here graag in jou wil kom wakker maak, wat die Here graag bietjie van jou pad saam met die Here bietjie kom verander en ja, dat jy kan voel jy's doelgerig, dat jy kan voel jy volg vir Jesus, jy stap agter hom aan. Toe ek die Here gedien het, gedink het ek dien hom, het ek hom nooit gevolg nie, ek het geweet van hom, ek was soos 'n gelowige persoon wat geglo het in iets, maar ek het nooit daai lewende verhouding met Jesus Christus gehad nie. En eers toe ek my lewe vir die Here gee en ek word gedoop en die Heilige Gees kom vol my, toe het ek begin luister na die Here, geluister na sy stem en hy het vir my gesê, maar ek roep jou om 'n disipel te wees. Nou, ons tema vandag is, word kragtig in die Here, word 'n disipel. So, nou sê ek vir jou, jy moet kragtig word in die Here, en jy sê vir my, maar flip Bertus, hoe doen ek dit? Word 'n disipel. Ons gaan vandag bietjie daaroor gesels, maar voordat ons gesels, wil ek graag met julle net 'n bietjie, ek bring bietjie nuus vir julle. En dis nou hartseer, dis eintlik hartseer nuus. Mense wil nie altyd hartseer nuus kom vertel nie, maar daar's 'n baie goeie evangelis wat so in die week doodgeskiet is. En ja, sy naam is Charlie Kirk. En Charlie Kirk is 'n konservatiewe aktivis, politieke aktivis, en hy is ook 'n skrywer en ook 'n media persoonlikheid in die VSA. En hy het gestaan vir Jesus Christus, hy het die woord verkondig. Hy het ook 'n organisasie gestig
met die naam van Turning Point USA. En hy het so saam met Trump begin beweeg en hy het geglo in Trump se manier van om 'n verskil te maak in die FSA en al hierdie beginsels, hierdie mooi Christelike beginsels weer terug te bring. En dit het veroorsaak dat hulle hom nou die dag of in die week doodgeskiet het. En dis baie hartseer en ja, ons voel vir sy familie en ons het 'n baie groot icon daar verloor en as 'n ou nou soos om Jimmy Swaggart nou sy lewe kon uitleef en tot 'n laat ouderdom kon deurgaan, dan is dit 'n baie goeie ding, maar ek dink ou Charlie was 31, ek dink hy was in sy vroeë 30s wat hy oorlede is, en dis jammer want ek dink hy sou nog groot spore en diep spore kon getrap het in die koninkryk. So ja, dis sommer net 'n brokkie nuus wat ek vir julle bring, dit word lekker warm, jy kan sien die seisoen is besig om te verander, in die hier naboom is die oggende nog bietjie koel, waar by ons op die plaas, maar as jy nou op 'n latere tyd gaan, dan word dit nou lekker warm, en ek dink ek sien die grade het al hier geloop, hier na 31 grade toe, so ons is lekker besig so in die somer te beweeg, ons is in 'n lente seisoen, die blommetjies blom, ek en my vroutjie ry nou die dag, verby 'n sitrus boord, en hier ons ruik daai blommetjies. Dit was die lekkerste reuk wat ons kon ruik. En ek het gister ook by 'n pel gaan kuier in Mokopane in Potgietersrus en hy het ook blommetjies. Ek dink dit is yesterday, today and tomorrow. Dit is so 'n tipe blom. Ek weet nie, maar hulle ruik so ongelooflik lekker. So die lente is hierso, nuwe seisoen is hier en ons vertrou die Here vir die nuwe seisoen. En as mens kyk na die dood van Charlie Kirk, na so dood van so groot evangelis het daar altyd herlewing gekom. Ek's gister by 'n pel, hy diens my bakkie en hy sê vir my, hy weet, na so dood is daar altyd 'n herlewing. Is altyd mense wat wil gaan uitvind, maar wie was die ou? En dan kom selfs terwyl die ou nou dood is, begin hy 'n verskil maak in ander mense se lewens. Louis Britt sing 'n mooi liedjie wat sê, party moet sterf laat ander hom kan erf. So Jesus Christus moes sterf laat ander mense hom kon erf. En ek glo die woord wat Charlie Kirk uitgebring het en uitgeleef het, gaan nie onledig terugkom nie. Dit gaan terugkom. Dit gaan terugkom en dit gaan vrug dra en dit gaan mense se lewens verander. So ek glo Charlie Kirk het sy werk gedoen. Ek glo hy kon baie meer gedoen het as hy nou kon geleef het. Maar hy het goeie werk gedoen en daai woord wat hy uitgebring het en mense se lewens kom verander het, glo ek gaan ons nog van hoor en gaan ons die vrug van sy lewe hoor. So ja, dis sommer net 'n brokkie nuus wat ek vir julle bring. Ons is hierso in Naboomspruit, Mokopong Community FM in die hartjie van die Waterberge en ons het 'n voorreg om ook hierby deel te kan wees in die radiostasie. So as jy ons wil kontak, ons WhatsApp nommer is 071-243-4328. Ons is nou ook op YouTube en dis waar ek nou tans op wil begin beweeg. So julle moet maar vir my bid dat ek die regte goed sê, regte musiek speel. Ons het 'n rukkie terug gestoei met die copyright musiek ook en dit het ook nou in lyn gekom en ons kan maak nou sommer ons eie musiek en ons kan dit speel. So ek gaan sommer vir jou 'n liedjie speel. Ja, wat een van my kollegas vir my gemaak het met so 'n program. Dit is 'n AI liedjie, maar dit klink regtig mooi. So geniet hom. En as ek terugkom, dan gaan ek begin met die woord en dan gaan ek vir julle die woord gee wat die Here op my hart kom lê het. En mag dit sommer in ons almal se lewens groot vrugte afwerk. So ja, geniet die musiek en ja, julle moet lekker luister. Dankie julle. Loof die Here, hy is goed. Sy liefde hou vir ewig. Sy genade stroom soos 'n magtige vloed. Sy liefde hou vir ewig. Hy vergewe ons sonde,
hy dra ons pyn, sy liefde hou vir ewig. Hy kroon ons lewe met liefde en grein, sy liefde hou vir ewig. Vir ewig en altyd, sy liefde bly staan. Vir ewig en altyd, is hy ons bestaan. Hoor as hemel, wyd as see, sy liefde hou vir ewig, sy liefde hou vir ewig. Die Heer is genadig, hy is geduldig, sy liefde hou vir ewig. Hy is vol ontferming, getrou en heilig, sy liefde hou vir ewig. Hy behandel ons nie soos ons verdien, sy liefde hou vir ewig. Hy verwyder ons sondes, hy maak ons weer rein, sy liefde hou vir ewig. Vir ewig en altyd, sy liefde bly staan. Sê julle. Ja, yes, dis mooi musiek hierdie. Ons is bevoorreg om vir 'n kollega van my saam met ons werk hierso by die radiostasie Konrad. Hy maak vir ons hierdie musiek en dit sal lekker wees as ons heeldag na hierdie musiek kan luister, né? Maar die Here het 'n woord op my hart geplaas en voordat ek wil begin, wil ek graag net sommer vir ons bid. And from my side, I'm thanking Paul, my technician this morning, helping me, setting up everything. We're making sure the volume is fine, everything is working right. So Paul, thank you. And because you're here, you challenged me to pray in English. So let's pray in English this morning and ask the Lord to talk to us. So Lord, thank you for this morning. Thank you for me and Paul sitting here. Preparing this word, Lord. You are a mighty God, and we want to praise you and we want to honor you because you're giving us the opportunity to bring out this word, Lord. And I want to ask you please to touch my mouth, so may everything that I say be acceptable for you, Lord. So I don't want to speak any truths or any facts that's not in your word, Lord. So please just come and make me calm, and so we can bring this word. And it's so important to bring the word out to people, Lord. And we're praying for this word to fall on prepared soil so it can bear fruit. So you can give the water, Lord, and your Holy Spirit can prepare the seed to be growing, and we will see the fruit, Lord. And may it bear good fruit, this word that we want to send out, Lord. And we pray this in Jesus' name. Amen. So yes, Paul, thank you for being here. I'm appreciating you. Yes, our technicians working so hard, making sure the volume is working right and the whole system is working. And they doing the stuff that we can't do. I can't do it. I don't have the knowledge to do all the stuff. But Paul, thank you. But it's 'n Afrikaanse show, so sorry Paul, ek gaan weer Afrikaans praat. So ja, yes, die Here is goed vir ons. Ja, ek het gesit met hierdie ding en die Here het my begin praat om te sê dat ons moet kragtig word in die Here. Nou, ons ken die wapenrusting Efesiërs 6 wat die vers sê word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, vers 10. En dan sê hy, gaan trek die volle wapenrusting aan wat God vir jou gee. So die Here kom en hy kom sê vir ons dat, word kragtig in die Here. En ek hoor die Here gee in die week hierdie vir my, en hy sê, word kragtig in die Here. En vanoggend sit ek hier en ek sê, maar ek het 'n tema nodig vir die woord. En ek hoor, word kragtig in die Here,
word 'n disipel. So as jy wil kragtig word in die Here, as jy 'n behoefte het om kragtig te word in die Here en jy in jou gees daai behoefte, moet ek en jy 'n disipel word. Hoe word mens 'n disipel? So jy moet nou eers gaan uitvind wat is 'n disipel en wat is jou eerste stap wat jy moet doen om 'n disipel te word? Want die Here kom en hy gee sy opdrag in Matteus 28 vers 19 wat sê, gaan uit en maak die mense my disipels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So daai stuk sien ons baie. Ons sien baie mannekampe, ons sien vrouekampe, gesinskampe, ons sien in die kerk waar mense Jesus Christus aanneem en dan word hulle gedoop en hulle besluit om die pad saam Jesus te stap, maar van daar af sien ons dit nie meer verder nie. En partykeer, die meeste van die tyd mis ons die belangrikste gedeelte van vers 19 wat sê, en gaan leer hulle wat ek julle onderhou het. En Jesus Christus stap 3,5 jaar 'n pad met die disippels. Hy roep hulle en hulle begin hom volg. En hy stap 3,5 jaar 'n pad met hulle en hy leer vir hulle koninkryksbeginsels. En hy's 'n perfekte rabbi wat dit vir hulle leer. Maar kom ek lees vir julle die skrif hoe om die intrap te doen om 'n disipel te word. Matteus 16 vers 24 sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Jy het hierdie vers nou al so baie gehoor. Maar ons hoor die goed, ons lees die goed, maar die goed drop nie lekker soos 'n disprin. Die goed moet drop, dat ons die goed kan begin verstaan. Om te sê dat as jy agter my wil aanloop, as jy wil deel wees van my koninkryk, as jy 'n verhouding met Jesus Christus wil hê, moet jy jouself verloon, sy kruis opneem en hom volg. Dis die 3 belangrikste stappe wat ek en jy, ons gee ons harte vir die Here maar ons verstaan nie die proses van om agter Jesus aan te loop nie. So ek en jy moet gaan leer, wat beteken dit om 'n disipel te wees? Wat beteken dit om jouself te gaan verloon, jou kruis te gaan opneem en hom dan volg? Wat beteken dit vir jou? En dit is baie belangrik dat ek en jy moet gaan leer, wat beteken dit om as 'n disipel, as 'n volgeling van Jesus Christus te wees. En die Here kom en hy kom leer ons en hy kom vra vir my en jou dat ek en jy 'n disipel sal word, 'n volgeling van Jesus Christus sal word. Ek wil net vir julle moet my verskoon, ek wil net hierdie foontjie van ons afsit, nou bel iemand my, dan is dit chaos. So, toe gaan kyk ek bietjie en ek is nie altyd mal oor om na die Griekse verduidelikings van die goed te gaan nie, maar toe voel ek in my hart, ek wil ook bietjie slim klink. En ek gaan kyk toe die woord disipel. En hy kom hy kom van die Griekse woord af wat sê Mathetes, zoiets. Okay, ek kan nie die Grieks uitspreek nie. Ek los dit vir die slim manne wat 7 jaar en 10 jaar geswat het. Alright, maar wat dit beteken is, dit beteken leerling, volgeling en student. Soos ek en jy sê, maar ons is 'n disipel, dan moet jy kwalifiseer in daai 3 goed. Dan moet jy daai 3 goed wees. Jy moet 'n leerling wees, jy moet bereid wees om te leer, jy moet 'n volgeling wees, jy moet vir Jesus Christus volg, en dan soos 'n student moet jy klasloop. So jy moet by Jesus Christus gaan klasloop. So ek en jy moet onsself gaan posisioneer om as 'n disipel te wees vir Jesus Christus, as jy enigstens iets van die koninkryk wil ervaar. Dis nie genoeg om te sê, ek glo in Jesus Christus nie. Jy moet 'n aksie gaan doen, jy moet jouself begin posisioneer, jy moet 'n disipel word. Louis Guglio preek, dan praat hy van, you need to become a sheep. Jy moet 'n skaap word, jy moet agter die herder aanloop, jy moet na hom luister. En dan moet jy gaan jou behoefte moet wees om dan ook te leer, wat beteken dit om 'n disipel te word, en dan word jy 'n disipel. Dan sê Jesus, dan sê hy, neem jou kruis op en volg my. En dan moet jou behoefte wees, as jy dan uitgaan, en jy sê jy wil 'n verskil gaan maak in die wêreld, dan moet jy ander mense ook gaan bekendstel aan Jesus Christus.
Okay, so jy moet gaan en jy moet nie volgelinge gaan soek nie. Jy moet nie 'n fanklub begin en nou sal mense wat jou volg en dis nou Bertus en sy bediening en nou volg die mense maar nie. Jesus het nooit dit vir ons gesê nie. Daar's volgelinge wat vir Paulus gevolg het, dan sê Paulus maar ek wil jou bekendstel aan Jesus Christus, dat jy vir Jesus Christus kan volg en dat jy 'n disipel kan word. So ek en jy moet eers gaan leer wat is 'n disipel? Wat beteken dit om 'n disipel te word en onsself gaan begin leer om as 'n disipel op te tree. En dan die tweede ding is, dan moet ek en jy ander mense bekendstel aan disipelskap en laat hulle agter Jesus kan aanloop. Weet ek het my hart vir die Here gegee in 2007 al, het ek op kampe my hand opsteek en sê, hier's my lewe. Maar ek het nooit iemand gehad wat my gementor het nie, ek het nooit iemand gehad wat die pad saam my gestap het nie, wat nooit daai gaan uit en gaan leer hulle wat ek julle onderhou het. Daai stukkie het nooit my gebeur nie en ek het 'n goeie vriend raakgeloop op 'n kamp, Werner Orendal, en ek dank hom vandag nog dat hy met my 'n pad begin stap het. En hy het my gesê, maar ek gaan jou 'n bietjie moet disipel, want lyk my jy is besig om twak aan te jaag. En die Here het deur hom gekom en hy het my begin leer om die Here se stem te soek en ek dank die Here vir hom en ek dank die Here vir al my ander vriende ook wat daarna gekom het wat ons so saam die Here begin dien het en wat ons saam begin leer het. So dis belangrik dat ek en jy sal leer laat ons as disippels sal begin optree en ons moet soos disippels word en dan moet ons 'n behoefte kry om ander mense ook as disippels te kan maak. Nou sê vir my, hier is Meiberg, alright, dis nou mooi, maar hoe doen ons dit? so dis 'n taai ene, en natuurlik ons sit met die Bybel, die woord, so jy moet as 'n student, moet jy gaan klas loop. So jy moet die Bybel begin lees, ek en jy moet begin ons met die Nuwe Testament, met Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4 evangelies, en ons gaan leer hoe Jesus die pad gestap. Ons moet Jesus se voorbeeld begin volg, ons moet kyk in Matteus 5, 6 en 7 van die koninkryksbeginsels, en dit wat Jesus daar kom neersit het, moet ek en jy dit gaan leer. Nou, oké, ons sê nou, hoe doen ons dit? Ons het die tools nodig. So die Here het vir my en jou 2 tools gegee. Ek noem dit nou maar tools. So hy het vir ons die Logos woord gegee en die Rema woord. Die Logos woord is die Bybel. Daar's klomp inligtinge. En Jesus het geweet, ons generasie het nodig om bietjie te lees, want ons kan nie net in die gees leef nie, ons sukkel bietjie. So ons het die Bybel nodig om ons te vertel van hoe God se karakter werk, hoe sy koninkryk werk en waar Jesus en die Heilige Gees inpas. En dan kom die Here en hy sê, maar hoorie, ek gee vir julle 'n trooster. Ek gee vir julle die Heilige Gees. Nou Johannes 14 vers 25, 26 sê, dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. So hy leer die disippels, hy begin 'n pad saam met die disippels stap en hy kom sê vir die disippels, maar right, ek gaan vir julle die Heilige Gees gee wat julle gaan leer en hy gaan vir julle as 'n trooster optree, hy gaan vir julle ook leiding gee dat julle presies kan weet hoe en wat om te doen. En dit wat ek vir julle gesê het, gaan hy net heeltyd recap. Johannes 16:13 wat sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So hy kom, die Heilige Gees kom en die Heilige Gees sê, maar hoorie, ek het 'n doel en 'n plan met jou, maar ek gaan jou leer, ek gaan vir jou die leiding gee. Of ek dit nou deur mense gaan doen om vir jou 'n bietjie leiding te gee en ek gaan die mense oor jou pad stuur, of ek gaan self met jou begin praat. As jy kyk na Filippus in Ethiopië, die Heilige Gees lei vir Filippus na die Ethiopiër toe. Ethiopiër het nie net besluit, hoorie, nou gaan ek 'n bediening Filippus. Ja, die Ethiopiër het dit dalk besluit. Mens weet nie of hy dalk 'n groot bediening begin het nie, want die grootste herlewing het in Ethiopië gebeur. Maar Filippus kom en hy staan daar en die Heilige Gees sê van, hoorie, gaan na die waar toe. Dis so mooi, jy moet dit gaan lees, ek dink is Handelinge 8. En dan kom hy en hy gooi net so
Hy gooi net so skimp na die Ethiopiër en sê, hoor jy, verstaan jy wat jy lees? En die Ethiopiër sê, maar hoe gaan ek dit verstaan as niemand dit vir my verduidelik nie? So, ons het die woord, ons het die Bybel, maar ons het partykeer iemand nodig om dit vir ons te verduidelik. Ons het partykeer iemand nodig wat geesvervuld is deur die Heilige Gees, wat vir ons die leiding kan gee. Okay, so, nou begin jy sluit aan hierdie weermag en jy is deel van die koninkryk en dan kom die Here en dan sê die Here, okay, ek gaan vir die Heilige Gees stuur, want ou Meiburg het, ons moet bietjie daar sny, ons moet bietjie skuur, as 'n paar dinge wat ons in hierdie ding moet uitsort, want hy fit nie so lekker hier binne nie. So, die goed het hy nou 30 jaar gelede, want ek het eers op 30 tot bekering gekom, daai twak sit binne in hom, so dit moet ons nou eers kom uitsort, voordat hy dan, ek wil nie sê waardig nie, ons almal is waardig, maar voordat hy dan regtig vir ons iets kan begin beteken, want die goed wat hy partykeer kwyt raak, is dit klomp twak. So dit vat 'n rukkie, dat die Here bietjie moet kom skaaf en kom skuur. Nou, ek en jy moet bereid wees aan onsself te begin verander. Nou, een van my gunsteling skrifte, Romeine 12:1 en 2, wat sê, jy gee jouself, as jy Jesus wil volg, dan gee jouself as 'n lewende, heilige en welgevallige offer, wat vir God aanneemlik is. Dan sê Paulus, dit is julle redelike godsdiens. Ons is nog nie eens by die groot goed nie. Dit is die intrap. Die intrap van God se koninkryk is om jouself te gee, jouself te verloon. Om te sê, maar my besluite, my planne, my dinge, geld nie meer hier nie. Ek is nou deel van die weermag van God, en die weermag gaan my nou leer, hulle gaan vir my browns gee, hulle gaan my laat Piet hardloop, dat ek die dik lyf vir my bietjie kan uitsort, daar gaan geskaaf word, daar gaan geskuur word, want die Here moet bietjie die wynstok bietjie sny, die lote bietjie sny, want ek is nou in die wynstok geanker, nou moet hy bietjie hierdie lote kom sny, om te sê, hoorie maar, ons gaan bietjie met pruning doen, want die jong, dit lyk rof wat hier in hierdie koninkryk aangekom het. En die Here is so goed vir ons. Hy kom sê, en dan vers 2 kom sê hy in Romeine 12, dan sê hy, ons moet toelaat dat ons denke vernuwe kan word. Laat ek en jy kan of nie in die wêreld gelykvormig word nie, laat ek en jy kan agterkom wat die perfekte wil van God van ons lewens is. Want as ek en jy kom en ons verloon onsself, dan sê die Here, dan staan 'n tweede stap. Die tweede stap is om jou kruis op te tel. En om jou kruis op te tel, is die proses van heiligmaking. Dit beteken om jou kruis op te tel. Bertus, wat beteken dit om my kruis op te tel? Jou kruis wat jy wil optel, is die proses van heiligmaking. En ek en jy moet dit verstaan, dat heiligmaking baie, baie belangrik is in 'n kind van die Here se lewens. Niks met skynheiligheid uit te waai nie, niks van wat die mense sê, maar ja, jy dra die Bybel in jou arm nie. Nee, hy is nie onder my arm nie, meneer, hy is in my hart geskryf. En die Bybel moet hier in my hart wees, die woord moet hier in my hart funksioneer, dat dit in my hart kan loop. So nou kom die Here en dan sê die Here vir jou, maar ek het nodig dat jy jou denke kan begin vernuwe, want ek het 'n plan en 'n doel vir jou. Ek het 'n rede hoekom jy op die aarde is. Ek het 'n rede wat ek graag met jou wil kom deel, en wat ek graag met jou 'n pad wil kom stap, en jou begin leer van hoe dit werk, en wat my eintlike plan en my eintlike doel is vir jou, dat jy hierdie pad kan begin stap. En in Romeine 12 begin ons leer in die begin. Hy begin vir ons in die begin al hierdie goed gee, en dan begin ons dit leer, en ons begin dit verstaan, en hoor, maar Here, okay, ek het 'n doel en 'n plan. So ja, hoekom ek nou hier, Peter, ek wil graag vir ons eers gou 'n liedjie speel, dat ons net gou 'n breek vat. Kry vir jou 'n koppie koffie, kry vir jou 'n lekker koeldrank gereed. As jy in die bakkie is, stop gou daar by die Graads, kry gou vir jou Graadspaai en 'n pint melk. En toe ek gerep het, ek onthou, die Graadspaai was altyd die lekkerste met 'n pint melk. Dit was die royal wegneem etes van 'n sales rep of 'n verkoopskonsultant. So ja, ek moedig jou aan, kom ons vat 'n breek, en dan gaan ons nou gesels. Dankie julle.
Loof die Here, hy is goed. Sy liefde hou vir ewig. Sy genade stroom soos 'n magtige vloed. Sy liefde hou vir ewig. Hy vergewe ons sonde, hy dra ons pyn. Sy liefde hou vir ewig. Hy kroon ons lewe met liefde en grein. Sy liefde hou vir ewig. Vir ewig en altyd. Sy liefde bly staan. Vir ewig en altyd is hy ons bestaan. Hoor as hemele, wyd as see. Sy liefde hou vir ewig. Sy liefde hou vir ewig. Die Heer is genadig, hy is geduldig. Sy liefde hou vir ewig. Hy is vol ontferming, getrou en heilig. Sy liefde hou vir ewig. Hy behandel ons nie soos ons verdien. Sy liefde hou vir ewig. Hy verwyder ons sondes, hy maak ons weer rein. Sy liefde hou vir ewig. Vir ewig en altyd. Sy liefde bly. Dan sê julle, welkom terug. Ek is bly jy het bietjie 'n breek gevat en ek kon ook my net rustig hierso sit en net bietjie hoor as die musiek alles reg is en ek en Paul ons goed loop mooi. So ons prys die Here vir oggend. Ja, broadcasting together growing forever. As ons lees, ons wil saam julle groei, saam met die gemeenskap van Moggepongs wil ons graag groei en ek wil graag geestelik saam met jou groei en met hierdie pad wat ek stap en wat ek heeltyd woord voorberei, kom die Here en hy bring vir my nuwe woord, hy bring vir my nuwe goed en dan kan ek saam met julle leer en kan dit vir julle kom bring. En ja, as jy my eendag wil gesels, gee my 'n bel of maak 'n afspraak of bel die WhatsApp lyn of ek stuur 'n boodskap 071 243 4328 071 243 4328. As jy enige vrae het of jy wil saam met my gaan koffie drink, dit sal baie lekker wees, nooi my. Dit is altyd lekker met die gemeenskap te gesels en te kuier. As ek saam met jou kan bid, asseblief, gee my 'n bel. Sê hoor jy, ek wil 'n bietjie saam met jou bid en saam met jou gesels. Dan maak ons 'n afspraak en glo ons dan maak die Here vir ons 'n pad oop. So ja, is my voorreg om hierdie programme aan te bied. Egos van die ewigheid. En ek soos ek julle in die begin gesê het, dis waar die Here ewigheidswaarde by ons lewens kom toevoeg en die Here wil dit graag doen. Sy hartsbegeerte is dat hy daai ewigheidswaarde goed wat by my en jou gaan bly tot die einde van tyd. En ek weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Tot in ewigheid en ewigheid. En dis wat ek sê, dis egos van die ewigheid want dit gaan aan. Dit hou nie op nie. En die Here sê word kragtig in die Here. Word 'n disipel. Sê okay Bertus, hoe word ons kragtig in die Here? Word 'n disipel. So ons het nou geleer vanoggend al wat die Here sê, maar jy moet gaan uitvind wat is 'n disipel. En jy moet dit gaan leer om te sê hoor jy okay, dan moet jy 'n disipel word. Jy moet jouself in 'n posisie gaan inbring om 'n disipel te word en jou hartsbegeerte moet wees om ander mense ook te disipel. Laat hulle ook disipels kan word en hulle ook kan voorstel aan Jesus Christus en om sy stem te kan hoor. En dis wat die Here van ons vra. Die Here het nie gesê begin jou eie koninkryk en as julle jou eie bedieninge het, julle ouens en julle dan is dit fyn en dit is reg en as jy 'n kerk bestuur of wat, dan het jy groot verantwoordelikheid, maar dan moet jy in daai bediening wat jy besig mee is,
moet jou hart wees om disippels te maak. As jy glo jy's 'n disipel, jy volg vir Jesus, jy volg sy stem en jy's presies in die skepingsdoel wat God vir jou in gedagte het, moet ek en jy ook daai behoefte hê om dit vir ander mense te kan help, dat hulle ook vir Jesus Christus kan volg en nie vir jou nie. Paul sê, hy sê maar moenie my volg nie, want ek het 'n doring in die vlees, ek het baie foute, volg vir Jesus Christus. Hy sê sy lewe is Christus, die sterwe is net 'n wins. En Paul kom sê maar ons het nodig om vir Jesus Christus te volg. So ek en jy moet weet dat ons gaan aan onsself moet werk om 'n disipel te wees. Ons moet gaan leer wat beteken om 'n disipel te wees. En hoekom? Hoekom sê ek so? Want die Here kom en hy kom gee vir my hierdie twee doele wat ek en jy op die aarde het. En hy sê vir my daar's 'n primêre doel, dis so 'n koöperatiewe doel wat die Here vir sy koninkryk het, en dan's daar 'n sekondêre doelwit, as ek nou so baie slim wil klink, wat die Here met ons lewens tans het. En die primêre doel of die koöperatiewe doel wat die Here met my en jou het, is om sy naam te verheerlik. En al hoe ek en jy sy naam kan verheerlik as ons hom volg. As ons na hom luister, hoor wat hy moet ons doen en 'n pad saam met hom stap, kan ons sy naam gaan verheerlik. En ons maak hom ons koning, ons sit hom op ons troon, ons klim bietjie van ons troontjie af, sit hom op ons troon en ons volg hom en ons luister hom, dan kan ons sy naam gaan groot maak. Dis die primêre doel. Dan die sekondêre doel is, die Here het met elkeen van ons 'n spesifieke doel, die Engelsman sê 'n purpose. So jy het 'n purpose. Jy het 'n doelwit wat die Here in jou tans wil kom laat gebeur. En al hoe jy by daai doelwit gaan uitkom, al hoe jy doelgerig Jesus Christus gaan volg, is as jy 'n disipel word. Hierdie vissermanne, hulle gooi hulle tools neer en hulle volg vir Jesus Christus. En vir 3,5 jaar volg hulle 'n perfekte rabbi, 'n persoon wat geen foute het nie. 3,5 jaar. Eers na 3,5 jaar toe hulle hom nou verloor en hulle moet na die bokamer toe gaan en gehoorsaam na sy stem luister om te sê ek stuur vir julle trooster, toe kom die neerdaling van die Heilige Gees en hulle begin bedien. En 'n ou soos Petrus doen sy eerste preek en 3000 mense kom tot bekering en hulle laat doop hulle en dis hoe die kerk van Jesus Christus begin het. Hoe wonderlik is dit nie, né? Maar die disipels moes eers disipels word. So die Here kom en hy kom sê vir ons dat ek en jy moet die trainer van die trainer word. Ons moet leer en dan moet ons die ou wat moet leer, moet ek en jy ook gaan leer om disipel te word. So ja, in die proses word jy disipel en kry jy die geleentheid ook om ander mense te disipel. Dis wat ek sien wat ek nou hier neergeskryf het. So ek en jy het hierdie voorreg om deel te kan wees van dit. Jy het 'n voorreg om 'n ander ou te help om 'n disipel te word. Om 'n nuttelose lewe wat hy dalk tans lei, hy of sy dalk lei, in 'n doelgerigte lewe te gaan inplaas. Ek en jy kan God se instrumente wees, sy hande en voete wees, as ons besluit om 'n disipel te word, ook om ander mense te help. En as jy is hierdie disipel word en jy begin vir Jesus volg, en hy begin goed in jou lewe verander, en hy begin wonderwerke in jou lewe laat gebeur, dan het jy so opgewonde dat dit wat jy ontdek het in hierdie koninkryk, wil jy vir iemand anders te gee. Jy wil dit doen. So die twee gebooie wat sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met al jou kragte en al jou verstand, en dan wat daarmee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So daai liefde kom outomaties uit jou uit, as ek en jy te doen het met die God van liefde. Want liefde moet jou motivering wees as 'n disipel, om ook ander mense te gaan disipel. Nie om aanhangers te gaan kry nie. Nie om te kyk hoeveel mense kry jy wat jou kan volg nie. Kyk hoeveel followers het jy op YouTube nie, of op Facebook nie. Dis nie hoekom die Here my en jou geskaap het nie. Hy het ons geskaap dat ons sy hande en voete kan wees, om sy naam te verheerlik, nommer 1, en dan met sy hande en voete ook ander mense te kan help om hulle bekend te stel aan Jesus Christus.
Nou, hoe lyk jou lewe? Kan jy iemand bekendstel in Jesus Christus? Is Jesus Christus so deel van jou lewe dat die mense kan kyk in jou lewe en sê, hoorie, ek kan Jesus in jou sien. Ek kan Jesus sien in jou leefstyl, die manier hoe jy leef, die manier hoe jy vir Jesus vra om ken in alles. Kan ek sien dat jy verteenwoordig sy koninkryk en jy wys hom my Jesus en ek wil dit volg. Ja, ek kan sien, jy het sulke goeie eienskappe dat ek wil ook hê wat jy het. En dis om 'n disipel te wees. So ja, hoe gaan ons dit doen? Jy moet leer om die trainer van die trainer te wees. Okay, so ek en jy het nodig, en julle moet daai skrif onthou, in die begin wat ons gelees het, ek en jy het nodig om baie tyd saam met die Here te spandeer. Ons het baie tyd nodig om die Here te spandeer. En dan kom Jesus en sê hy, right, verloon jouself, tel sy kruis op en volg hom. As jy dit kan doen, dan kan jy 'n disipel word. En jy gaan nie net 'n disipel bly nie, maar jy gaan ook die trainer van die trainer kan word. Jy gaan ook weer 'n ander ou kan oprig om 'n disipel te word en hy gaan weer die behoefte kry, soos jy geleer het met hierdie nuwe waarheid, of nie nuwe waarheid nie, die waarheid wat jy dan ontdek, om dan ook vir hom aan te spoor, en hy gaan weer die volgende ou leer, en daai ou gaan weer die volgende ou leer. Want ons kan mense bekendstel in Jesus Christus, en ons kan vir hulle sê, hulle moet hulle harte vir die Here gee, en hulle hand opsteek en kies om Jesus te volg, maar wie gaan vir hulle die leiding gee, hoe om Jesus Christus te volg? Ons mis daai stuk, ons mis daai gaping in God se koninkryk. So, ja, die disipels begin saam met Jesus stap 3,5 jaar, hulle ervaar wonderlike goed. Jesus stuur hulle uit, hy het eers die 12 uitgestuur, 2 hulle uitgestuur en sê, hoorie, gaan julle uit, en hulle het demone het vir hulle geluister, en hulle het siekes gesond gemaak, en toe stuur hy die 72 uit, is reg, en hulle 2 uitgestuur, en ook dieselfde gebeur, hulle kom terug, en hulle sê, maar demone luister na ons, die siekes word gesond, en ek en jy ontdek 'n wêreld en 'n koninkryk wat ons nie eens van geweet het nie. En ons kry daai nuttige gevoel van, hoorie, ek is ook waardig genoeg, daar's vir my doel, daar's vir my 'n doelwit, wat ek die eerste keer in my lewe na kan gaan werk, in God se koninkryk, is om 'n disipel van Jesus te wees, en om te volg. So die Here nooi vir my en jou, om te sê, hoorie, maar, dis my hartsbegeerte vir jou, om dit te kan begin doen. En wat het die disipels gedoen? Hulle het die goeie nuus gebring vir mense. Hulle het die mense vertel van Jesus Christus, dan het hulle die mense gedoop, en dan het hulle 'n pad met hulle gestap. Paulus sê, hy plant die saadjie, Apollos maak nat, en die Heilige Gees laat groei. So ek en jy is in die Apollos bediening. Ons is veronderstel om daar te wees, om te sê, hoorie, maar, ek wil jou nie net, jy moet jou lewe vir die Here gee nie, maar ek wil hê jy moet hom volg. Jy moet agter hom aanstap, en hoor, wat is die plan en die doel vir hom. Nou, waar het verkeerd geloop? Jette, ek sit en ek vra die vraag vir my af, om te sê, maar, waar het verkeerd geloop? Ek dink, ek sê nie ek's reg nie, dalk het julle 'n ander opinie, en ek sê nie ek het dit in die Bybel gaan soek nie, maar ek dink dat dit gekom by 'n plek waar mense in Jesus Christus glo, maar hulle is bang om dit te bely, want hulle lewens gaan daarvan afhang. Dit gaan van jou kos om agter Jesus aan te loop. Die vissermanne het nie net gesê, hoorie, ons kan agter Jesus aanloop, en dan gaan ons nog steeds ons eie goed doen nie. Hulle moes die tools neergooi en hom volg. So daar's 'n opoffering wat hulle moes doen, om agter Jesus Christus te kon aanloop. En baie mense wil dit nie doen nie. Daar's 'n, ek gaan nou vir julle geskrif dan lees, wat sê dat die mense wou nie vir Jesus Christus volg nie, maar hulle het geleer van hom, en hulle sê hulle het in hom geglo, maar hulle wou hom nie volg nie. So ek en jy kom op 'n plek, mens dink maar, ja, ek dink die Here se stem moes hulle ook uit die kerk uit begin vat, want dit het alles oor die geldsisteem begin werk, en alles het oor geld gegaan, het nie meer oor die koninkryk gegaan nie. So as jy kyk na die ou Rooms-Katolieke maniere, hoe hulle dit gedoen het, het hulle die stem van die Here uit die kerk het gevat. Die apostels en die profete het uit die kerk uit beweeg, en al wat jy gekry het was 'n pastoor of 'n herder in die gemeente, of 'n priester in die gemeente. Dis al wat jy gekry het. Daar was nêrens die stem van die Here as uit die kerk het gevat. En dis hoekom jy nie meer disipels begin kry het nie. Jy het nou net
skape gehad wat na 'n ou luister en dis dit. Daar's nie 'n lewende verhouding met Jesus Christus nie. Toe ons groot geword het, was dit so, as iemand moet gebid word, stuur die dominee. Stuur die pastoor. Hy gaan bid, ek gaan bid nie vir mense nie. Ek is nie, jy moet die dominee stuur. So die dominee, die pastoor het 'n groot rol daai tyd gespeel. En die Here kom dan en hy sê, hoorie maar, ek wil dit elimineer. Dit kan nog steeds al wees, maar ek wil jou nou oprig om vir mense te gaan bid, om uit te gaan. Jy het nie nodig om te gaan swat vir 'n pastoor of 'n dominee. Jy kan gaan en vir mense gaan bid. Jy kan as 'n disipel van Jesus Christus optree. Maar ek en jy moet die kennis en die vertroue eers in God se koninkryk gaan opbou. Ek en jy het nodig om die kennis van God se koninkryk te leer deur die middel van die Heilige Gees en dan die vertroue te kry in Jesus Christus om te weet hy wil ons uitstuur. So ja, jy het gelowiges gekry en jy het disippels gekry. Johannes 12 vers 42. Maar tog het self baie van die owerstes in hom geglo. Maar ter wille van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. So Jesus skryf wat ek soek. So Johannes 12:42 vertel dat daar's mense wat in Jesus Christus geglo het. Maar hulle wou nie Jesus bely nie, want dan gaan hulle van hulle belangrike posisies afgesvat word. Of dit wat vir die Fariseërs kan hulle dalk vat en hulle weer ook teregstel soos hulle vir Jesus tereggestel het. So die wêreldse goed het vir die mense meer belangriker geraak. Romeine 10 vers 9, ek wil graag vir dit lees uit die Bybel uit. Ek het dit hier in die Bybel voorberei. Johannes 10:9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hele hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot redding of tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So hier kom Romeine 10:9 en hy sê as jy met jou mond die Here Jesus bely, as jy moet iets bely waarin jy glo. So dit is iets wat ek en jy fisies bely, ons bely Jesus Christus in ons lewens en met jou hart glo dat hy opgewek het, sal jy gered word, want dan begin ek en jy in geregtigheid loop. Dan kom die Here en sê, dan word ek en jy 'n disipel. Dan begin ons luister na die Here, ons begin glo in die Here en ons bely dit wat die Here in ons kom plaas. So, om net te glo is nie genoeg nie. Jy moet jouself verloon, sy kruis opneem en jy moet hom volg. Jakobus 2:19, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. So, gaan die duiwels hemel toe? Nope. Maar hulle glo in Jesus Christus. So ons preek dit en ons gaan daar buite en sê, hoorie, as jy in Jesus Christus glo, is jy gered. So, die duiwels glo ook, maar hulle is nie gered nie. Hulle gaan nie hemel toe nie. Hulle gaan in die hel verwerp word. So gewerp word. Is dit die regte gewerp. Ja, jy verstaan wat ek bedoel. So hulle word gecast uit die hemel, uit die hemel uit. Hulle gaan nie eendag saam met ons hemel toe nie. Want hulle bely nie Jesus Christus nie en hulle volg hom nie. Hulle stap nie agter hom aan nie, hulle is nie gehoorsaam aan hom nie, hulle maak nie sy naam groot nie. Hulle gaan nie uit en sê, hoorie maar, dit wat ons gekry het, wil ons graag met ander deel nie. Nee, so om net te glo, ek het ook in Jesus Christus geglo. Ek het geglo in liewe Jesus wat aan die kruis hang daar by die kerk, maar ek het nooit 'n lewende verhouding met Jesus Christus gehad nie, en ek het hom nooit gaan volg nie. Ek het nooit gesê, maar nou moet ek vir Jesus luister om te hoor, wat is sy plan en wat is sy doel vir my nie. So dit is nodig dat ek en jy ook dan vir Jesus Christus volg. Okay, so, En die ouens wat Jesus Christus gevolg het, dis hoe die kerk ontstaan het. Hulle het gekies om Jesus Christus, die Fariseërs het ook geglo, hulle het geglo aan die Messias wat kom, hulle het geglo aan die ou ortodokse Jode, hulle het geglo aan, daar kom 'n Messias, hulle het geglo aan God, hulle het baie min met die Heilige Gees regtig baie te doen gehad, maar hulle het geglo aan 'n godsdiens, maar hulle het nooit vir Jesus Christus gevolg nie. Hulle het nooit gekies om Jesus te volg nie. So jy kry twee tipe ouens. Jy kry die gelowige ou wat aan iets glo, wat Sondag kerk toe gaan
en hy gaan net eendag 'n week kerk toe, hy het nou sy godsdiens gedoen, hy praat nie, moenie my oor my godsdiens praat nie, is privaat, so ek gaan bely dit nie eintlik nie, ek hou dit vir myself, of jy kry dan 'n ou wat 'n pad met die Here stap en na sy stem luister. Okay, Matteus, en hier's 'n baie wilde skrif wat ek graag vir julle wil gee, wat dan my stelling wat ek vir julle maak vandag dan kan ondersteun. Matteus 7 vers 21 tot 23 wat sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So die bewys van hulle sê signs and wonders wat jy sien in kerke en goed. Dis nie te sê die mense volg vir Jesus Christus nie. Want hier staan dit. Hier staan dit in die skrif, dit staan in die Bybel so om te sê dat daar gaan mense wees wat volgelinge gaan wees wat sê, hoorie maar, ons volg vir Jesus, maar hulle doen eintlik nie, hulle stap nie 'n pad met die Here nie. Hulle gebruik die kragte van die koninkryk en hulle profeteer en hulle maak siekes gesond en hulle doen al die goed in Jesus se naam, maar hulle het nooit 'n verhouding met Jesus Christus nie, want hulle het nooit geleer om eers 'n disipel te word van Jesus Christus nie. Hulle het nou gesê, my pa is 'n pastoor, so ek word 'n pastoor, en dan gaan ek profeteer, en ek gaan goed sê, en goed doen, maar ek gaan nooit by die Here regtig hoor nie, ek gaan nou maar sulke sistematiese goed in my gemeente instel, en ek gaan 'n groot bediening begin, en die hartseer is, die mense word nie eers disipels om agter Jesus aan te loop, om te hoor, maar die Here het 'n sekondêre doelwit en 'n plan vir jou lewe nie. En die hartseer ding is, dat die mense kom nooit daar uit nie. Die mense mis dit, hier kom mense voor Jesus Christus, hulle staan voor Jesus Christus, en hulle sê, maar ons het al die werke gedoen, ons het al die groot goed gedoen in die naam, en Jesus sê, maar ek ken julle nie, ek het nooit met julle verhouding gehad nie. Hoe hartseer sal dit wees as ek en jy jare vir die kerk werk, en jy's koster daar van die gemeente, en jy sluit die kerk oop in die oggend, sluit hom toe na die diens, maak die plek skoon, lei die klok, al die dinge, maar jy kom eendag by Jesus aan, en Jesus sê, maar Jesus, ek het nie plek vir jou hier nie, broer. Want jy het nooit met my 'n verhouding gehad nie. So as eendag op 'n mannekamp, en die oomie bely, hy werk 30 jaar vir die kerk, en hy het nog nooit vir Jesus Christus ontmoet nie. En dit was so hartseer om te sê, hoorie, maar die kerk is daar. Waar mis die mense? Wat mis ons? Ons sê, ons is die kerk. Wat mis ons om mense nie voor te stel aan Jesus Christus en hulle op te lei as disipels, laat hulle weer ander mense kan oplei as disipels nie. Die oomie was oud, ek dink hy was 70 of 65, so al die jare het hy gaan verloor, wat hy kon deel wees van God se koninkryk, in God se koninkryk gefunksioneer het, gesond geword het, herstel kon gehad het in sy lewe, dalk die regte vroutjie kon kies, al die goed, maar ons mis dit, ons bring nie die woord uit nie, die mense is daar buite, hulle is honger, hulle het rigting nodig, en hulle het nodig om in die disipelskap in te klim, dat hulle kan luister wat Jesus Christus graag vir hulle wil sê. En ek en jy gaan doen dit nie vir die mense nie. Of ons hou dit van onsself, of ons besluit ons sukkel self om disipels te wees, hoe gaan ek nou sukkel, help om 'n ander te help om 'n disipel te wees, as ek dit self nie is reg kry nie, want die wêreld onderdruk my, ek het nie finansies nie, my verhouding is 'n gemors, ek luister nie na Jesus Christus, ek is nie gehoorsaam aan hom nie, so ek weet nie regtig wat om te doen nie, en dan sit ek met my gemors en my gebakte pere, omdat ek nie gaan en sê, hoor die Here, maar ek wil 'n disipel wees. Ek wil myself verloon. Ek wil myself uit die pad uitkry. En ek wil die kruis wat Jesus Christus vir my het, die proses van heiligmaking, die skepingsdoel wat God vir my gedagte het, wil ek vat met albei hande, en dan wil ek gehoorsaam wees aan die volg. En die Here roep my en jou om 'n disipel te wees. Nie net om jou lewe vir die Here te gee nie. Daar's plekke vir dit, daar's kampe vir dit, ons gaan doen dit, ons gee ons lewens vir die Here, maar ons kom uit op 'n plek wat ons sê, maar nou moet ons hom begin volg nie.
So jy wat kampe doen, wat mense bring tot bekering, moet 'n pad saam met daai mense stap. Jy moet by hulle hoor, is alles alright. Het jy iemand wat jou kan leer om 'n disipel te word? En ek staan heel voor, want ons doen kampe. Maar is ons op 'n plek wat ons mense help om disipels te word, en word ons ook disipels? Dis maklik om 'n kamp te reël, maklik. As jy fondse kry en jy het kos en jy kry goeie sprekers en almal kom soontoe, die goed loop mooi, loop soos 'n jet. Maar ons mis die punt om die mense voor te stel aan 'n lewende Jesus Christus wat gesê het, hoorie, maar ek moet julle los, ek stuur vir julle die Trooster, die Heilige Gees, wat julle self gaan leer. Dat julle agter my aan kan loop so skape, luister na my, want ek het 'n groter plan en 'n groter doel vir jou, dat jy doelwit en 'n plan in jou lewe kan begin hê. En dalk luister jy hiernatoe en jy sê, Jesus Bertus, waar begin ek? Begin om te sê, Here, sorry, ek het U nie begin volg nie. Jammer, ek het nie na U geluister nie. Ek wil U stem begin hoor. Ek wil hoor wat is U plan vir my. Stuur mense op my pad om my leiding te gee, om vir my hulp te gee, hoe om as 'n disipel te word. Bel my, jy kan my bel. Bel die radiostasie 071 243 4328. Gee my 'n kontak. Bel my en dan sê vir my, dan bid ek saam met jou en ek begin met jou op pad stap. Ja, partykeer stoei ek ook met my eie dinge, maar ek moet ook maar oor dit ook kom. Maar om mense te help om as disipels te kan begin optree. Nie 'n fanklub te begin nie. Maar om die mense te bekendstel aan 'n disipelskap, aan 'n Jesus Christus, wat graag vir my en jou wil help, want hy sien die groter prentjie, wat ek en jy nie sien. Ons kyk in die wêreld so goed vas, ons kyk in hierdie goed vas en ons mis dit. So ja, ek hoop jy vat iets vandag huis toe. Ek sien my woord is klaar. Ek wil afsluit met Psalm 127 wat sê, o ja, nadat Jesus hierdie skrif gee, toe praat hy van die huis op die rots. En hy kom en hy sê vir Petrus, hy sê Petrus, op hierdie gaan ek my rots bou. Op hierdie rots gaan ek my evangelie bou. En die rots was nie Petrus nie, dit was Jesus Christus. En Jesus sê maar, dit was sy koninkryk. En dit wat ek vir julle kom gee het op die aarde, daai koninkryk wat ek vir julle kom vertel het, wat die Heilige Gees vir julle nou gaan verder leer, dit is die rots waarop julle moet bou, om disipels te word. En die Here sê, kom bou op daai rots, nie op die sand nie, want as jy op sand bou, as die water kom, dan spoel hy jou sand weg. Ou Testament, Psalm 127:1 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs is die wat daaraan bou. As die Here nie jou huis bou nie, as jy agter werke en wonders en kragte, en ek wil profeteer, en ek wil, dis goed dat goed is in jou hart, hou dit in jou hart, maar begin eers 'n disipel word, begin na die Here se stem luister, sê Here, wat is U plan vir my? En dan sal daai goed alles in werking kom, vir dit wat die Here graag in jou lewe wil doen. En jy sal daai volheid in jou hart hê, om te sê, my Here, ek het daai volheid, aardse goed pla my nie meer nie, behoeftes pla my nie meer, iets gesê, kyk na die swaalkie en die mossie, saai nie, hulle oes nie, hulle het kos, U gaan vir my voorsien, die koninkryk van God en sy geregtigheid, Matteus 6:33, soek dit, en die Here sal die res vir jou voorsien. So daar's 'n koninkryk en 'n plan vir jou. Moet dit nie mis nie. Moenie eendag by Jesus aankom en dan sê Jesus, Bertus wie? Wat is jou naam? Nee, wat het jy gedoen? Wie is jy? Wat is jou behoefte? Jou karakter? Sorry, ek kan nie met jou kan nie met jou praat nie, want ek en jy het nie verhouding nie. Jy moenie dit mis nie. So ek wil graag afsluit met gebed en vir ons bid volgende. En die Here vertrou dat die Here hierdie in saad in ons hart sal sit en dat ons hierdie sal ontkiem en dat jy 'n behoefte het om 'n disipel te word. Ja, as jy stoei, gee my 'n bel. Moenie skaam wees nie. Ja, Paulus sê dat ons hierdie goed uitsort. Kom, die tekkie is nou teen die teer. Ons moet nou begin disipels word en die leegheid van ons stop en sê, maar ek het my storieetjies en my enige het ou gepreek, Isus met Tisus. Sort uit jou Isus met Tisus. En sort jou stories uit en jou twak uit en begin 'n disipel word en begin 'n man of 'n vrou van God word en hom volg. Ja, kom ons sluit af, anders gaan ek heeldag hier sit en kuier. So Here, dankie vir 'n lekker dag. Dankie dat U ons
herder wil wees. U wil graag hê ons moet agter U aanloop. Here, Dawid was so mooi voorbeeld om te sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En sy hartsbegeerte is, laat goedheid en guns hom sal volg al die dae van sy lewe. En dat hy in die huis van die Here kan wees tot in lengte van dae. Here, dat ons in hierdie huis van U kan wees, in hierdie koninkryk kan wees, vir U sal luister, Here. Help ons daarmee dat ons skape sal word om na U stem te luister en disippels kan wees om ander ook te help om disippels te word. Here, ons mis dit. Ons mis ons groter skepingsdoel wat U vir ons in gedagte het. Help dat ons uit hierdie mindset kan uitkom van ek gee my hart vir die Here, nou is alles oukei. Here, laat ons op 'n plek kom dat ons onsself begin verloon, U kruis opneem en U volg. Dat ons agter U sal aanloop en na U sal luister. Here, U wil dit vir ons doen. U wil die beste uit ons kom bring. En ek vra vir U, Here, dat dit sal gebeur. Ek bid vir elke luisteraar wat hier luister, elke persoon wat sê, maar Bertus, ek weet nie eens waar om te begin nie. Begin by sy voete. Here, help ons dat ons by U voete kan begin. En by U voete kan begin sit en sê, Here, oukei, hierdie gemors, hoe gaan ons dit regmaak? En Here, U het in my lewe, my gemors reggemaak, en U doen dit nog steeds. En ek kan dit met enigiemand doen. En ek bid vir elkeen wat luister, dat hulle U sal vat met albei hande, en U sal begin volg, daai kruis opneem, en U sal begin volg. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Wat sê julle? Dankie dat julle aan my geluister het. Ja, ons moet, regtig, ek sê vir julle nou, ons gaan moet met 'n liedjie afsluit, dat ek net my beerings en my storieetjies met my goedjies so kan uitsort. Ja, dat ons 'n oulike liedjie kan luister, en ek glo en vertrou die Here gaan hierdie saad ontkiem. Ek het, my hart voel goed. En selfs in my lewe het ek weer bietjie die beerings bymekaar getrek. Ja, so mag jy 'n wonderlike geseënde dag verder hê. Dankie dat julle na my luister. Egos van die ewigheid. En ja, broadcasting together, growing forever. Ons groei saam met jou. Kontak ons, bel ons, stuur ons 'n e-mail. Ons het 'n webtuiste, Mogopong Community FM. Of Mogopong FM, is die webtuiste .co.za, en dan het ons ook ons Facebook, Mogopong Community FM, waar jy kan gaan luister, en dan het ons die WhatsApp nommer 071-243-4328. Kontak ons, geef ons bietjie enige wenke of enige iets wat julle vir ons wil gee, stuur dit vir ons, en ons gaan gerig daarna luister. So ja, kom ons luister weer 'n mooi liedjie, en dan kan ons julle groet. So, dankie julle, en geniet julle dag verder. Dankie, totsiens. Wanneer die wêreld my roep en bekoor, en my hart wil soek na rykdom en roem, dan fluister U sag in my binneste in. Soek eers my koninkryk en my wil. Soek eers sy koninkryk, sy geregtigheid. Hy sorg vir jou. Hy weet wat jy benodig. Vertrou op die Heer. Leef in sy lig. En alles wat jy nodig het, sal hy aan jou skep. Ek wil nie leef in vrees vir môre. U sorg vir vandag. U hou my vas. My hart rus in U. My hoop is gewis. U voorsien vir my elke dag. Soek eers sy koninkryk, sy geregtigheid. Hy sorg vir jou.
wat jy benodig. Vertrou op die Here, leef in sy lig, en alles wat jy nodig het, sal hy aan jou skenk. Gee my 'n hart wat U soek, bo alles. Laat my wandel in die waarheid en genade. Ek kies om U eerste te plaas, my Heer. U is my skat, my vreugde, my eer. Soek eer sy koninkryk, sy geregtigheid. Hy sorg vir jou, hy weet wat jy benodig. Vertrou op die Heer, leef in sy lig, en alles wat jy nodig het, sal hy